Goeiemôre, dit is donderdagoggend 17 April 2025 en ek groet julle hartlik hier van die walle van die Groot Rivier. En net aanvullend tot gister se gesprek, ons weet dat die pastoor is lewend teruggevind, die pastoor wat as gijslaer aangehou is en in die proses is daar 3 van die ontvoerders is dan doodgeskiet en die pastoor is bevry en dit het in Port Elizabeth gebeur. Maar die punt van die storie gister het juist daaroor gegaan dat iemand in Amerika het hierdie insident direk aan die EFF gekoppel. Ons weet dat die EFF nie hierby betrokke was nie, maar daai koppeling is gemaak en die invloed is dus internasionaal versprei, die beeldmateriaal en dit sit meer internasionale druk op die EFF en uit die aard van die saak ook op die ANC regering. Maar vandag wil ek praat oor die onverkose globalistiese elites wat stadig maar seker oor die afgelope 30 jaar baie subtiel besig was om die bestaande wêreldorde omver te werp, deur beheer te neem, deur leiers in posisies aan te stel, regerings dus oor te neem, om patriotisme af te breek, om nasionalisme te vernietig, geloof af te breek en gelowiges as groeperings te verdeel en die fokus was uit die aard van die saak op die Christelike geloof, want dit is die Christen wat tans die grootste weerstand in die wêreld bied teen 'n sogenaamde globalistiese onverkose regering. En natuurlik is die plan dan gewees vir die een wêreldorde om beheer oor die hele wêreld oor te neem. En hulle het gedoen deur al die Soros-organisasies waarvan baie deur die Amerikaanse belastinggeld befonds was. Ons het al baie gepraat oor die USAID en baie geld het na die Soros Foundations in verskillende lande gegaan om dan hierdie agenda van hulle te promoveer. Nou, hulle het haas enigiets gebruik daartoe. Ons weet dat die Verenigde Nasies as sulks is ook eintlik die beheer daarvan deur hulle oorgeneem, die Wêreldbank en dan die Wêreldgesondheidsorganisasie. Nou dit was altyd vir my een van die meer vals korrupte organisasies wat daar bestaan het, naas dan die USAID. Ons weet dan ook dat die Wêreldgesondheidsorganisasie het van hulle lede gebruik om terroristiese aktiwiteite te ondersteun, om hulle steun op so 'n basis te versprei aan die verkeerde groepe. Maar ons weet ook dat hulle het hulle grootste hoeveelheid fondse uit Amerika gekry. En sonder Amerikaanse geld gaan die Wêreldgesondheidsorganisasie dus nie kan bestaan nie. Nou het dit aan die dag gekom dat daar inderdaad het Donald Trump al die geld aan die Wêreldgesondheidsorganisasie gestaak en dit het hulle gelei tot op die rand van 'n ineenstorting. Want ek lees in Engels, the US support gone, neo funding failed, the global health giant crumbling. President Trump pulled the plug, and now the World Health Organization, once the globalist gatekeeper of lockdowns, mandates and emergency declarations, is gasping for air. What this means, the world is watching the fall of the institution that helped orchestrate the global control through fear. The health emergency narrative is unraveling. The technocrats are losing their power fast. This isn't just budget cuts. This is the implosion of a global stronghold.
No more endless pandemics, no more global health treaties, no more unelected power over your life. The people said no, Trump said no, and now the World Health Organization is falling. The panic button has been smashed. This isn't just the end of the funding, it's the beginning of freedom. My seun het 'n opmerking gemaak gisteroggend aan my waarin hy gesê het dat Europa het anti-wit geraak. Dis amper 'n sonde as jy wit is en jy sien selfs kunstenaars wat sê hulle skaam oor die feit dat hulle wit is. Maar daar is ook 'n trend, 'n ding besig om te ontwaak, te groei, en dit is die weerstand van nasionaliste en patriotte wat besig is om na vore te kom. Dit alles en daardie groeperinge het hoop gekry deur die Trump-effek wat Donald Trump dan vermag het en teen die tempo waarteen hy hierdie sogenaamde magte agter die magte besig is om hulle te ook lam te lê en hulle hande in die proses te bind. Ons sien dan ook dat hierdie globalistiese elite, baie van hulle het reeds pad gegee uit Amerika uit en vertoewe tans in Brittanje. Maar vir ons hier in Suid-Afrika is dit eintlik niks niets nie. Want 30 jaar terug het die Soros Foundations hier in Suid-Afrika het hulle meegedoen aan die verkiesing, geld gegee. Hulle was deel van waarskynlik die referendum wat gehou is hier in die vroeë 90's, of dit 'n een man een stem moet wees, of ons ja gaan stem, of ons nee gaan stem. En baie gaan nou rond en dit sê daar baie duidelik dat in die advertensiepamflette van destyds, dat as jy nee gaan stem, gaan die volgende slegte goed gebeur. Inteendeel, toe is daar 'n ja-stem uitgebring, en hierdie ja-stem het presies die gevolge gehad van dit wat die sogenaamde nee-stem sou veroorsaak het. Nou is dit interessant om uit te vind dat George Soros het CODESA en al daardie die samestelling van die grondwet het hy gefinansier. Hy was betrokke, sy organisasies. So hierdie globalistiese elite was eintlik essensieel deel van die val van Suid-Afrika en die oorgawe van mag aan 'n swart meerderheidsparty, in hierdie geval dan die ANC. 'n Land wat op sy kruin was, op top van ontwikkeling was, wat menige eerstes in die wêreld daar was, iets waarop ons kon trots wees, het nou verval tot 'n land van skaamte, wat uitgewys word as die mees rassistiese land in die wêreld, waar misdaad hoogtyd vier, waar misdadigers waarskynlik sterk bande het en selfs in die regering van Suid-Afrika sit, waar 'n polisiemag lam gelê word en 'n weermag lam gelê word deur hulle beperkte begrotings, die swak opleiding, die min aandag wat gegee word aan polisieering of dan om polisiekunde te studeer en te weet wat is die werklike take van 'n polisieman, wat word van hom verwag, wat word van 'n weerman verwag wat in die weermag dan dien. Ons het gesien hoe hierdie dinge gebeur. En ons het nou na 25, 30 jaar het ons gesien dat Europa is nou waar ons waarskynlik in die vroeë 90's was, en jy begin sien hoe Europa stadig besig is om in duie te stort. Amerika was op die punt om in duie te stort, van een van die swakste wêreldmoondhede onder die Biden-regering,
het daar 'n regeringsverandering gekom. Donald Trump het president geraak en 'n paar maande later het die wêreld op sy kop gestaan. 'n Wêreld het verander. Maar nie net nou in Suid-Afrika nie, maar ook in Europa. Ek het eergisteraand het ek 'n video geplaas van die Freedom Train wat 'n AI gegenereerde ding is waar hierdie trein net eenvoudig oor die een wêreldorde stoom gedryf deur mense soos Trump, Elon Musk, die manne daar in Europa, Meloni, Xavier Milei daar uit Argentinië uit. Ons sien Viktor Orban in daardie stuk wat ek geplaas het. En ek het dit juis geplaas met die bedoeling dat mense daarna moet kyk en moet begin besef dat die wêreld het inderdaad verander. En as hierdie globalistiese elite nie op die een of ander wyse lam gelê gaan word nie, gaan ons met baie groot probleme sit. En baie mense sal sê, ja, maar dit is voorspel dat dit so moet gebeur. Dit is goed en wel dat dit dan nou so moet gebeur. Maar Europa bly druk vir oorlog. Ons weet een van die voorwaardes vir vrede tussen Oekraïne en Rusland is dat Oekraïne mag nooit 'n lid van NAVO word nie. Net gistermiddag het ek 'n video gekyk waar Mark Rutte, die voorsitter van NAVO, waar hy sê, dis aan Oekraïne beloof en Oekraïne sal dit kry. Ons moet net 'n tydjie wag. Wat die globaliste dus nou beplan is om hierdie 4 jaar van Donald Trump agter die rug te kry en dan glo hulle gaan hulle weer met hulle program ten volle kan voortgaan. Maar ek dink dat die behoudendes, die konservatiewes, besef dit en hulle besef dat hulle globalisme sal moet doodmaak in hierdie 4 jaar wat voor lê. Ek glo egter dat as die Trump-administrasie suksesvol is, sal die Republikeine vir ten minste nog 2, selfs 3 termyne daarna aan beheer bly. Hoopelik kan Europa tot hulle sinne kom en afsien van oorlog, maar dit lyk my dat hulle wil 'n oorlog met Rusland deur Oekraïne as proxy te gebruik hê. Hulle wil daai oorlog hê. En alle aanduidings is daar dat sou Donald Trump en Rusland besluit, hierdie is die voorwaardes vir vrede, dat Europa dit nie sal aanvaar nie en ook nie Zelensky van Oekraïne nie. Want in die doodsnikke van globalisme is dit al uitweg vir hulle wat oor is. En dis om 'n oorlog te ontketen wat werklik verwoestend sal wees. En hulle sal niks oorkom nie. Hulle sit in hulle goed toegeruste ondergrondse bankers, kom ons sê amper dorpe, stede wat hulle ondergrond laat bou het met waarskynlik ook Amerikaanse belastinggeld. En dit terwyl een van hulle oogmerke wêreldpopulasie verminder word deur 'n kernoorlog. Hulle sal kan oorleef en hulle sal uitkom as die super-elites, as die gode wat oor die zombies wat oorbly kan regeer. So ons moet verwag dat hulle 'n laaste stand sal wil maak. En dat daar baie moeilike taak vir Donald Trump voorlê. En dat daar nog verraad teen hom gepleeg sal word deur sekere amptenary. Ons het juis weer gesien gister is Peter Hedges, die Secretary van Defense, die verdedigingssekretaris, een van sy top raadgewers was die ou wat die inligting gelek het en hulle het hom toe nou gister gearresteer en onder huisarrest geplaas. Dit alles dui vir ons dat daar lê 'n stryd voor, 'n stryd wat ons gaan wen deur gereed te wees, maar deur die genade van ons Skepper. Ons sien dat Donald Trump het 'n Christelike week aangekondig. Ons sien nou skielik opmagste
in Frankryk van Christene, duisende, honderdduisende Christene wat nou in die strate toesak. Ons sien dis 'n herlewing van ons geloof. En daarmee wil ek vir elkeen van julle sê, hierdie Paasnaweek wat voorlê, mag dit geseënd wees vir elkeen van julle en wil julle aandag toewy aan dit waaroor dit werklik gaan. Ons moet egter besef dat meeste of baie mense sal op die paaie wees, dit bly gevaarlik. Ons besef daar's 500 busse op pad na Moria toe, daar by noord van Pietersburg of tussen Pietersburg en Sanien. So ry versigtig, wees versigtig op die paaie en onthou in jou agterkop dat die aanslag teen ons nie sal afneem nie, maar dat dit sal toeneem. Want solank daar sekere leierselemente van hierdie globalistiese elites bestaan, sal ons gewone mense onder bedreiging verkeer. Dit alles sal bydra tot dit waarvoor ons die afgelope 2 of 3 jaar voorberei, en dit is om gereed te wees vir geweld en anargie, want dit is wat die globale of die globaliste, die globale elites wil hê moet gebeur. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en vir die persoon wat gister vir my daarop gewys het dat ek vergeet het daarvan, vat sommer nog ene vir dit wat jy gisteroggend gemis het. En ja, soos ek gesê het, ry veilig en ons gesels weer.